Ons Vader wat in die hemel is, u kinders het gekom na u woning toe, sodat ons vanaf u hand 'n seën kan ontvang vandag. Here, wil u elkeen van ons wat hier is se lewens betrek vandag. Wil u ons bedek met u bloed en u geregtigheid, sodat ons ook sal weet hoe dit voel, Here, om deur u hande gekoester te word en gelei te word en versterk te word, sodat ons weer kan moed skep vir die tyd wat vir ons voorlê. En mag u naam daardeur verheerlik word. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Kan saam met my blaai vir ons skriftuurlesing, Matteus 22. Matteus 22 en ons gaan vanaf vers 11 tot 13 lees. Matteus 22 van vers 11 tot 13. Dit is 'n baie bekende gedeelte en ons gaan nog vandag 'n paar bekende gedeeltes aanhaal, maar bly by ons asseblief. Matteus 22 vers 11. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: "Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan?" En hy kon geen woord sê. Tot sover. Mag die Here ons die res van ons ook genadig wees en ons lei in ons oordeenking. Liewe Here, ons sê baie dankie vir almal wat vanmôre gekom het na u huis, waar ons bymekaar kan kom om u te aanbid. Ag Here, ons sê dankie vir almal wat hier kan wees. Ons het bietjie min mense vandag, maar ons glo dit sal weer beter gaan vorentoe. Here, ons wil u spesiaal vra, dink vanmôre aan broer Lou wat vir ons hierdie boodskap sal bring. Ag Heer, wil u vir hom kalmte ook gee en wil u woorde op sy lippe plaas. En as ons hier sal uitgaan, dat ons ook 'n reuse seën ontvang het en ook weer 'n ommekeer in ons lewens sal maak. Heer, ons sê dankie vir 'n reën. Ons het 'n bietjie reën wat vir ons bygevoeg is deur hierdie week. Baie dankie Heer vir dit. En as dit u wil is, wil u vir ons nog steeds weer die vir ons sal wat u vir ons sal byvoeg, dat u vir ons sal mal ryklik seën. Heer, ons dink hierso oral waar ons het baie siek mense wat u nodig het. Ons dink spesiaal aan Gavin, Heer, waar hy ook besig is nog om aan te sterk. Wil u hand van genesing oor hom plaas, Heer. Wil u hom volkome genees, dat u sy lewe nog hele klompie jare vir hom sal byvoeg. Ons dink ook môre spesiaal aan broer Martiens, waar hy sy vrou aan die dood afgestaan het, Heer. Ons wil u vra dat u vir hom en sy dogter sal bystaan, dat u hulle nodige kragte sal gee om deur 'n moeilike tyd te gaan, waar dit gaan alleen wees. Heer, gee hom krag, gee hom moed, en dat hy sy oë sal ophef na u toe en sy hulp van u sal kry. Ons dink ook, Heer, aan Antoinette Johanita daar in die Kaap, waar Johanita haar enigste seun 20 jaar oud, verlede Sabbat aan die dood ook afgestaan het. Tragiese ongeluk. Heer, wil u vir daai familie, wil u hulle bystaan, wil u hulle ook môre waar dit ook die diens gehou sal word, dat u ook spesiaal met hulle sal wees, hulle sal sterk maak. Dink ook aan Tannie Joan, waar sy geval het. Wil u haar ook volkome weer genees, Heer. Mag sy ook, dat ander ook deur wat met haar gebeur het, dat ons almal gereed sal wees en as ons skielik dalk
moet aan pyn en lyding deurmaak, dat ons gereed sal wees, Heer, om met U te wandel. Ons vra, dink oral, ook hier in ons mensies hier in die ouete huis wat U nodig het. Wil U ook spesiaal aan François dink, wat ook hier saam met ons is, wat ook moeite doen, wat ook nie altyd wel is nie. Baie dankie, Heer, vir die opoffering wat hy doen, om saam met ons te kan aanbid. Ons vra dan om met ons deur die res van hierdie Sabbat te wees. Ons dink natuurlik ook aan ons kampvergadering. Heer, wil U al die sprekers wat sal uitkom, die wat van oorsee kom, Heer, en ons eie sprekers hier in die land, ag Heer, wil U hulle goeie gesondheid laat geniet, en dat ons almal weer opnuut nuwe besluite sal maak omtrent ons lewens, dat ons gereed sal wees, Heer. Wil U spoedig kom en 'n einde maak aan al hierdie ou aardse gesukkel. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Kom ons buig net ons hoofde. Liewe Heer, ons sê dankie vir hierdie geldjie wat opgeneem is. Ons sê dankie, Heer, vir elke een wat ietsie bygedra het. Wil U, Heer, dit vermeerder, en oral waar so baie werk wat nog moet klaarkom, dat dit kan aangewend word, dat U werk oral oor lengte en breedte van hierdie hele aarde spoedig sal klaarkom, dat U ons kan kom haal. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Van my kant ook baie welkom by ons erediens vandag. Miskien het ek dit al met U gedeel, en daar was baie lank gelede. Ons was in 'n ander gemeente, die agterste ry daar was net 1, 2 wat daai dag daarby was. Heel moontlik, ja, was dit net Sari en Herman wat daar was. En ons het 3 rye gehad so in die kerkgebou. Middelry en dan die 2 rye so op die kant. En die oomblik met die preek, toe die boodskap moet kom, toe die linker ry, hele gedeelte was daar niemand op nie. En die middelste ry het mense gesit, en die regterkant het my vrou gesit. En heel voor, op die linkerkant, het oom Pieter Smits gesit, altyd. Daar kan jy hom onthou, oom Pieter Smits, Herman. Die oom het altyd voor gesit, voor. Hy is afgesterf en hy is nie daar nie. En die dag toe, ek het bemoediging nodig gehad daardie dag. Ek het ernstig bemoediging nodig gehad om daardie boodskap te lewer die dag. Nie net om die boodskap te lewer nie, maar om daar te staan, het ek bemoediging nodig gehad. En hier, toe ons opstaan om te sing, toe hoor ek oom Pieter se stem hierdie kant, maar hy is nie alleen nie, ek hoor is iemand wat mooi sing aan hierdie kant, aan die linkerkant. En ek is in verwondering. Hier is niemand op die bank op die linkerkant nie, maar hier kom stem uit hierdie linkerkant uit, wat my hemelwaarts rig. En ek kan sit na die lied en ek dink, Here, ek is maar 'n sondaar, maar vandag het U my bemoedig, deur 'n engel hier te laat staan en kliphard saam te laat sing hier op die linkerkant, aan my linkerkant van die kerk. Ek het stemme gehoor, hemelse stemme. En wow, wat 'n ervaring was dit nie gewees nie. So, die leeplekke hier vandag is nie leeg nie. Gesandte van God sit daar vandag. En hulle is die hek toe. Hulle weet om daar deur te kom. Hulle weet om deur te kom en nie binne te kom sit. So, wees welkom in die heilige teenwoordigheid van hemelwesens en die Heilige Gees wat hier vir ons gewag het. Kom ons bid saam. Dierbare Vader wat in hemel is, hoe groot en wonderlik is U genade en U liefde nie vir die kinders nie. Al wat ek kan doen is om te sê, Here, die kinders is hier,
En ons harte is oop en ons wag dat U vir ons moet lei en rig, want ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek kan sommer hard in die huis val. Mag ek maar. Ek wil U waarborg. Die Here gaan U nie red in U troetelsondes nie. Hy gaan U nie red in troetelsondes nie. Hy gaan dit nie doen nie. Hy kan ook nie sy kleed van geregtigheid oor jou sit terwyl jy in sonde is nie. Die dag as ek tot bekering kom en ek my sonde bely, dit is die oomblik wanneer Christus sy toegerekende geregtigheid oor my en jou plaas. Hy kan my nie red terwyl ek vol varkbuite, varkreuk en in my eie geregtigheid geklee is nie. Hy kan my nie daarin red nie. Hy moet my daar uithaal en dan my beklee. Dit klink erg. Maar as hy vir u en vir my in ons sonde kon red, dan was dit nie nodig dat Jesus Christus vir ons kom 'n prys betaal. Waarmee is u en ek beklee vandag? Waarmee is ons beklee? Dis antwoord wat ek vir myself moet vra. Nie elke een van ons moet hierdie vraag antwoord vir onsself. Waarmee is ek beklee? Met my eie geregtigheid of met die geregtigheid van Jesus Christus? Het ek my lewe totaal en al aan hom oorgegee? Of begeer ek net die kleed van geregtigheid wat hy vir my wil gee? As dit net 'n begeerte is, sal dit 'n begeerte bly tot die einde toe. En daar gaan niks gebeur as dit net 'n begeerte is. Kom ons kyk na, jy saam met my blaai asseblief na Genesis toe. Genesis hoofstuk 3. Genesis hoofstuk 3. En ons begin sommer, nou sukkel ek om hom te kry. Genesis hoofstuk 3. En ons gaan kyk na vers 21. Maar kom ons gaan so 'n bietjie op. Miskien kan ons heel voor begin, maar gaan lees dit self. Gaan lees Genesis, gaan lees dit net. Hier was 'n paar wat deur God geskep is. Ons gaan nou na vers 21 toe gaan. 'n Paar wat deur God geskep is. Waarmee was hulle bekleed voordat hulle gesondig het? Met God se geregtigheid. Met sy kleed. Ons het gesing 'n sieraad van heiligheid. Dat is ons eerste lied. Kan jy dit onthou? Met 'n sieraad van heiligheid is hulle geklee gewees, want hulle het in die teenwoordigheid van God gekom. So dit gaan ons vandag praat oor kleredrag. Die geestelike kleredrag wat ons aan het. En so ken ons die verhaal. Hierdie paar wat in God se beeld geskape is, het gesondig. En onmiddellik het hulle agtergekom daar's kort iets. Hulle het agtergekom hulle is 'n goeie Afrikaanse woord is kaal. 'n Beter een is naak, maar ek dink kaal pas beter in vandag. Van alles gestroop. Kaal gestroop. En hulle het skaam gekry en weggekruip vir God. Hier kom die ander ding. Dit was die Here se gewoonte om in die aand windjie, ander woorde in skemer,
in die tuin te wandel om met sy kinders gemeenskap te hê. Het hy geweet waar is hulle? Jep, hy het geweet. Het hulle geweet, hy weet? Nee, maar het hulle geweet hy kom? Ja, en hulle het weggekruip. Die Bybel sê hulle het vir hulle korte van vye blare aan mekaar gewerk. Hulle eie geregtigheid aangetrek. Hulle eie geregtigheid om hulle sondes te bedek. Hulle eie geregtigheid aangetrek. Ons lees vers 22, of vers 21 van hoofstuk 3. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Hulle kon dit nie eens self aantrek nie. Die Bybel sê, die Here het dit self vir hulle aangetrek. En ek kan nie op ons eie die sieraad van heiligheid aantrek nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek is nie in staat daartoe nie. Ek het hulp nodig. Ek het hulp van die Almagtige nodig om my te bedek met sy kleed. Maar kom ons gaan voort. In hierdie verhaal van Adam en Eva het die Here na die sondaar geroep. Hy het gevra, waar is jy? En nou kan ons die verhaal maar lees. Adam het geantwoord, ons is hier. Nou maar, hoekom is julle daar? Nee, ons kruip weg, want ons is naak. En dan kruip jy en ek ook weg. En ons weet die vraag kom. Hoe weet jy jy's naak? Hoe weet jy dit? Want ek het gesondig. Wanneer ek sondig, weet ek is kaal. Ek is onbedek deur Christus se geregtigheid. Wanneer ek sondig is ek nakend voor God. Daar's niks wat ek kan aantrek om my naaktheid te bedek nie. Dit is kaal en klaar. Ek het nodig. Sonder dat ek het besef op daardie stadium, het ek nodig om deur God bedek te word. Ek het nodig om aangeraak te word. En hier is presies wat die Here doen. Hy bedek hulle met rokke wat hy self gemaak. So hy bedek die sondaar. Die sondaar bedek nie homself nie. Wanneer die sondaar homself bedek, is dit 'n wegkruip speletjie. Jy sal nooit van die sonde ontslaa raak terwyl jy wegkruip nie. Nooit. Ons kyk na Genesis 24. Daar's 'n wonderlike verhaal vir ons opgeteken. Genesis 24. En ons het dit al behandel en ons ken hierdie verhaal. Want ons leer ons kinders die verhaal van Abraham, Isak en Jakob. Ons leer ons kinders van toe Abraham sy diensknegt gestuur het om vir Rebekka te gaan haal, of die vrou te gaan haal vir Isak. Ons weet, ons ken die simboliek in die hele verhaal. Ons ken Abraham, die simboliek van Vader. Ons ken Isak as die simboliek van Christus. En ons ken die gestuurde as die simboliek van die Heilige Gees. En ons ken die simboliek van die vrou as die kerk. En ons ken die simboliek van die 10 kamele waarop alles vervoer was na die vrou toe of na die kerk toe om haar voor te berei. Dit was haar huwelikskat wat aan haar gegee is. En ons weet die terugreis. Ons weet. Die reis van Eliezer was sommer by 900 km. 900 km. Dis wyd en ver met kamele, 10 kamele, wyd en ver. En teen 30 km maksimum 'n dag plus nog die Sabbatdae tussenin.
nogal 'n paar dae geneem om daar te kom. En 'n paar dae om terug te kom. Dit was 'n lang tyd. Dit was 'n lang tyd. Toe Eliezer gaan en hy daar in die land aankom, in Mesopotamië aankom waar hy moet die vrou gaan soek. Toe bid hy die eerste gebed wat opgeteken is in die Bybel. Jy kan dit gaan lees. Matteus 24, gaan lees die hele verhaal. En as ons hierdie verhaal lees, dan kom ons agter in vers 12. Dis die gebed. Here God van Abraham, my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, my Heer. Eerste gebed wat opgeteken is. En dan kom ons by vers 53. Vers 53. Daarna het die dienaar silwer en goue goed en klere uitgehaal en dit aan Rebekka gegee. Aan haar is klere gegee, aan hierdie vrou is klere gegee. Hou die lyn. Aan hierdie vrou is klere gegee. Alles wat sy nodig gehad het om haarself te bedek en om haarself te versier. Dan kom ons by vers 63. En Isak het in die aand uitgegaan om te pyns in die veld. Wanneer het Christus in die tuin van Eden gekom om met sy kinders gemeenskap te hou? In die aand. Wat het in die ou bedeling in die aand gebeur? Die tyd vir die aandoffer. Tyd vir die aandoffer. Maak die connection. Tyd vir die aandoffer. Isak het in die veld gestap om te pyns. So hy het gaan bid in die veld, in die aand, in die stilte van die aand. Het hy gaan bid. Wat 'n voorbeeld. Ons sing 'n lied vanoggend in die Blomtuin. Wow. Sommige van ons se gebedstyd is vroeg in die oggend. En dan kom ons by vers 65. Toe die karavaan nou al kom en Rebekka op die kameel sit en sy sien 'n man in die veld, skemer aan. En sy vra vir Eliezer, wie's dit? En hy sê, dit is my Heer. En sy dadelik van die kameel af en sy bedek haar. Nou spring ons terug. Onthou nou, Christus het sy kinders bedek in die tuin van Eden. Die Here het hulle bedek. God gee alles wat nodig is vir sy bruid om bedek te wees en om versier te wees vir sy koms. Maar kom ons kyk nou na vers 58. Toe Eliezer toe Rebekka se mense vir haar roep en sê, wil jy met hierdie man saamgaan? Wat was haar antwoord? Ja. So dis wat die Heilige Gees vir elkeen van ons vandag vra. Wil jy saamgaan? Wil jy saamgaan? Ek het die klere gebring. Ek het alles gebring wat nodig is. Wil jy saamgaan? En as ons antwoord vandag ja is, maak gereed vir die reis. Maak gereed vir die reis om die bruidegom te ontmoet. Maak gereed daarvoor. Die Here gaan ons nie in ons sonde red nie. Hy gaan vir ons die geleentheid gee om te bely en van sonde ontslae te raak en sy kleed van geregtigheid oor ons te hang. Maar kom ons gaan aan. Rebekka het geantwoord op die roepstem van geloof, as ek dit so kan sê. Sy het nie onbedek by die bruidegom aangekom. En dit wys ook vir ons
dat u en ek nie sonder bedekking voor God kan verskyn nie. Onthou die sieraad van heiligheid. Kom ons kyk na Jesaja 61 vers 10. Jesaja 61 vers 10. Jesaja 61 vers 10. Hier is 'n belangrike teksvers. Jesaja 61 vers 10. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. Daar staan een ek voor ons Here en ons God, en ek bely dat hy het my toegewikkel in sy mantel van geregtigheid. Maar hy het nie my sonde bedek nie. Daar moes iets gebeur voor hy my kon bedek. Daar moes iets gebeur voordat hy sy kleed aan my kon stop. Sy kleed oor my kon hang. Miskien klink dit vreemd vandag, want ons lees ook in die volgende verhaal. Van 'n koning wat 'n bruilof gereël het. En dit sien ons in Matteus 22 vers 12. Jy ken die verhaal, Matteus 22 vers 12. Koning wat hierdie bruilof gereël het, en toe hy nou daar inkom, toe ondersoek hy nou die gaste. Interessant dat hy ondersoek die gaste. Dit klink so baie na die ondersoek en 'n oordeel, né? Dit klink so baie asof daar ondersoekwerk plaasvind. En ons moet klere aan hê terwyl die ondersoekwerk plaasvind. Klere, bedekking. 22 vers 12. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? My vraag is, dit is moontlik om godsdienstig te wees. Of my stelling, dis moontlik om godsdienstig te wees sonder om met Christus se geregtigheid bekleed te wees. Want daar het 'n ou by die bruilof ingesluip. Hy het nie die regte klere aangehad. So godsdienstig, met sonde, ingesluip, en jy gaan uitgevang word. My broer en my suster, jy gaan uitgevang word. Ek gaan uitgevang word as ek bedekte sondes het, of verskuilde sondes het, en ek nie die bruilofskleed aan het nie. Dit was die gebruik van 'n koning, om as hy gaste uitnooi na 'n bruilof toe, om vir al die gaste 'n bruilofskleed te voorsien. So dit was 'n blaatante minagting, eintlik 'n klap in die gesig van die koning toe hierdie persoon instap sonder 'n bruilofskleed. Ek het voorsiening gemaak vir jou. So omdat jy nie geluister het en die klere wat ek vir jou gegee het nie aangetrek het, sal jy uitgewerp word. Geen verskoning. Jy en ek staan voor God nie in ons eie lewe nie, maar ons staan voor God in Christus se volmaakte lewe. Dis te sê, as ek my sonde bely het, en hom aangeneem het met my hart en my siel, dan bedek hy my met sy kleed van geregtigheid. Om godsdienstig te wees, is nie noodwendig om bekleed te wees nie, nee. Dan kom ons by die volgende verhaal. Lukas 15 vers 22. Lukas. Matteus, Markus, Lukas.
Lukas 15 vers 22. En ons ken selfs hierdie verhaal. Begin jy die lyn sien? Eden tot hier toe. Hierdie seun was 'n deurbringer, hy het in sonde gaan lewe. Maar daar in sy sondige toestand het iets met hom gebeur. Toe hy kaal raak, toe hy nakend staan en hy homself tussen die varke bevind. Toe hy agterkom, ek staan hier in sonde vasgevang, tussen die varke vasgevang, het daar iets met hom gebeur. Die Heilige Gees los u en my nie. Hy los ons nie uit nie. Daar tussen die varke klop hy aan die deur van ons hart. En hy hou aan met klop. Miskien het ek nodig om kaal gestroop te raak voordat ek die klop duidelik hoor. En dis wat die skrif vir ons sê, hy het tot sy sinne gekom. Hy het tot inkeer gekom en gesê, in my Vader se huis is baie goed. Of in my Vader se huis het niemand 'n tekort nie. Ek sal opstaan en na my Vader gaan. Dit is wat die Here wil hoor. Dit is wat hy wil hoor van sy kinders. Dit is wat hy van die sondaar wil hoor. Ek sal opstaan en na my Vader gaan, want ek sien my behoefte, ek is naken, ek kruip weg, en as daardie behoefte in my 'n werklikheid word, dan moet ek opstaan, want ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders nie. Ek wil na my Vader se huis toe gaan, want daar is genoeg. Daar is genoeg, ek het niks tekort daar nie. Selfs die diensknegte het genoeg. En ek wat 'n koningskind is, sit hier tussen die vark. Die Here het hom nie gered tussen die vark. Toe hy die vark tussen die varke uitkom, het Christus, het sy pa sy jas oor hom gehad. En dan lees ons verder, vers 21. Dis eintlik tragies wonderlik. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word. Wow, ek is nie werd om u kind genoem te word. Wat sê pa toe vir hom? Vader praat nie direk met die seun nie. Hy sê eers vir sy diensknegte, gryp hom, vat hom en gaan was hom, dat die varkreuk van hom kan af. En maak daai vark buite, sit daar pleisters op. Maak hom gesond, maak hom skoon en gee vir hom die beste kleed wat daar is om oor hom aan te trek. Want ons gaan nie net sy vodde bedek nie. Ons gaan hom skoon maak van die varkreuk. Dis die wonderlike Here wat ons dien. Maak nee, ek wil nie dit sê. Wees verseker, my broer en my suster. Wees verseker dat wanneer ek besluit om op te staan en na my Vader se huis toe te gaan, gaan ek gewas word. En dit is in die kleine wat ons doen as ons nagmaal vier. Dis in die kleine wat ek doen. 'n Hertoewyding. Word gewas weer eens. Dis al wat ek nodig het. Ek wens ons kon dit elke week doen. Hierdie wegloop seun het dit nie verdien nie. Hy het ook nie die beste klere wat oor hom gehang is, gekoop nie. Hy het dit ontvang. Hy het dit ontvang. Hoor jy dit? Hy het dit ontvang. Kom ons kyk na 'n volgende teksvers. Galasiërs 3 vers 27. Nou moet ek dit ook eers kry.
vinnig is jy ons daar agter? Galasiërs 3 vers 27. Galasiërs 3 vers 27. Jy's vinnig. Galasiërs 3 vers 27. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Eers gedoop en toe bekleed. Eers gewas en toe bekleed. So die toegerekende geregtigheid van Jesus Christus is oor elke siel se skouers gehang. Die dag toe hy tot bekering gekom het en hom laat doop het, is hy van sy sonde gewas. Skoon. Skoon, skoon, skoon. En vir die mans wat jare terug kom met 'n reukwerkie wat Old Spice genoem word. Dan word so 'n bietjie aan jou gespuit om van die reuk ontslae te raak. Die sondige reuk. Ek onthou nog die ooms wat na Old Spice geruik het. Ek dink ek ruik vanmôre ook so. Maar wat ek vir julle wil sê is, die oomblik wanneer ek gewas is en wanneer ek met die kleed van Christus toe bedek is, ruik ek anders. Ek praat anders. My handeling is anders. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar is nou Christus wat in my lewe. En daar begin die volgende. Christus wat in my lewe veroorsaak heiligmaking. Heiligmaking. Kom ons lees die volgende teksvers. Filippense 2 vers 13. Sukkel ek op Filippense 2 vers 13. Ek het hom. Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. So wanneer ons met Christus bekleed is, dan is dit God wat in ons werk volgens sy welbehae. Dan lewe ek nie meer nie, soos Paulus gesê het, maar Christus leef in my. Dan stap ons die pad van heiligmaking. En daardie pad, my broer en suster, hou aan tot ek my oë toemaak of tot Jesus kom en ek hom sien. Dis die pad van heiligmaking. Ek ontvang nie heiligmaking. Dis iets wat deur God bewerk word in my lewe na ek die kleed van regverdigheid van Christus aangetrek het. Het ons dit? Dis 'n baie belangrike een. Want die oomblik wanneer heiligmaking begin plaasvind, dan kom ons by 'n volgende teksvers. Nee, laat ek eers aanhaal wat Ellen White gesê het in Steps to Christ. En ek gaan dit in Afrikaans vertaal. Wanneer ons onsself ten volle aan Christus oorgegee het, dan word my hart verenig met sy hart. Wow. Dis ongelooflik. Wanneer ek my sonde bely het en sy vergifnis aangeneem het, dan word my hart een met sy hart. Dan begin ons pad van heiligmaking. Maar kom ons tree terug. Hoe verskyn u en ek op hierdie stadium voor God? Hoe verskyn ons voor God? Ek wil nie tone trap nie en ek wil nie vingers wys nie. Ek wil hê ons moet terug lees in Eksodus 28 vers 2 en 3. Eksodus 28. Gewoonlik is Eksodus net na Genesis, né? Eksodus 28 vers 2 en 3. 28
vers 2 en 3. Right. Dit wat voor my daar is goed. Johannes 28 vers 2 en 3. Hier is die opdrag wat die Here vir Moses gegee het. En jy moet vir jou broer Aaron heilige klere maak tot eer en tot sieraad. Een bietjie verder. Jy moet spreek met almal wat kunsvaardig is, wat ek, sê die Here, met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir Aaron klere maak om hom te heilig. Dat hy vir my die priestersambt kan bedien. Vanweë die tyd behoort u en ek al priesters te gewees het. En leraars en onderrigters. Vanweë die tyd moes u en ek al hierdie priesterskleed aangehad het. En my vraag vanmôre is, het ons al hierdie kleed aan? Het ons hierdie kleed aangetrek? Is ons bedek? Kom ons in heilige gewaad voor God as ons op ons knieë gaan of hom kom besoek hier in die huis van aanbidding? Kom ons in 'n heilige sieraad om hom te ontmoet? Ek praat nie net van fisies klere. Is ek bedek met die bloed van Christus wanneer ek hier inkom? Is ek bedek met die bloed van Christus? Ons gaan verder. Ons gaan Openbaring 19 vers 7. Ons gaan 'n bietjie vinniger aan. Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Dis nou aan Christus. Want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Dink terug aan wat met Rebekka gebeur het. Die vrou het haar gereed gemaak om die bruidegom te ontmoet, om haar eggenoot te ontmoet. En wat is wat sy gesê het? Ek wil gaan. Wil ons gaan? Ons kan nie sonder klere gaan nie, né? Ons kan nie sonder klere gaan nie. Ons kan nie sonder die klere hom tegemoet gaan. Kom ek begin 'n bietjie vroeg. As ek nie die klere aantrek wat hy voorsien het nie, sal ek hom nie sien nie. Punt. En ek kan nie nalat om dit weer te sê nie, my broer en my suster, die Here gaan ons nie in ons sonde red nie. Hy wil ons van ons sonde red. Hy wil ons van ons sonde red. En hoe meer ek my sonde koester, hoe verder kruip ek weg. Hoe dieper kruip ek weg. En ek kom my skande nie eens agter nie. Ek raak so gewoond aan die vyeblaar bedekking dat ek naderhand onbedek voel as ek dit nie aan het. Dan kom ons by Laodicea. Dis 'n interessante een. Openbaring 3. Openbaring 3. Vers 17. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Dis die vyeblaar wat dit doen. Dis wanneer ek my eie geregtigheid, myself beklee het met my eie geregtigheid, wanneer ek hierdie vyeblaar ding doen, dan besef ek nie ek is naak nie. Ek het 'n keer nodig om hierdie varke gebyt te word voordat ek besef daar's 'n ander pad. Daar's 'n pad terug huis toe.
Miskien het ek nodig om niks meer aan te hê nie. Miskien het ek nodig om my sonde te bely en om te sê, Here, hierdie heimlike sonde, hierdie dinge wat ek doen in my lewe wat ek weet sonde is, en tog koester ek dit in my lewe. Here, kan ons nie maar die saak uitmaak nie. U en ek, daar in die binnekamer, kan ons dit nie maar regmaak met mekaar. En dis waarvoor hy wag. Dis die oomblik waarvoor hy wag, want hy staan gereed nou te bedek met sy kleed van geregtigheid. My broer en my suster, ek kan afsluit. Belydenis. Maak die pad oop om 'n nuwe kleed te ontvang. Sonder belydenis kan ek nie 'n nuwe kleed ontvang. Sonder belydenis is dit verby. Dan is ek godsdienstig, sonder om 'n sieraad van bedekking voor God te hê. Ek wil verder gaan. Binnekort sal ons Jesus sien kom en wie ons hoop op die ewige lewe gevestig. Binnekort is die bruidegom hier. En u en ek gaan hom sien op een van twee maniere. Dit is die Here, my God, op wie ons gewag het. En die oomblik as ek hom raak sien, gaan ek met wit klere bekleed word soos wat hy vir elkeen van die gereddes sal gee. Wit gewas in die bloed van Christus. Daar sal geen ander manier wees. Die volgende manier waarop ek hom sal sien kom, is wanneer ek opstaan in my eie bedek. En dan is dit die oordeel. Finaal. Miskien is dit tyd om 'n keuse te maak. Ek het 'n harde tyd gehad. Ek moes 'n keuse maak. Ek moes 'n regte keuse maak. En my reaksie toe die oproep kom en laat ons die saak uitmaak. As ek kom, Here. Ek kom soos wat ek is. En soos wat ek by toe kom, Here, moet die vodde maar afval asseblief. Maar kom net. Ek sal sorg dat jy skoon gewas is en ek sal sorg dat jy bedek is. Jy sal gewas word in my bloed en jy sal bedek word deur my geregtigheid, sodat jy in wit klere voor die Almagtige kan staan om te deel in dit wat hy vir elkeen beloof het, wat op hom vertrou en die geloof bewaar. Mag dit ook die begeerte wees vandag, om sy geregtigheid aan te trek, wat hy vir elkeen van u en vir my beloof, want hy doen dit in sy naam. Amen. My Vader wat in die hemel is, mag dit die begeerte en die gebed van elkeen van die kinders se harte wees vandag, dat ons u sal aanneem vir tyd en ewigheid, en dat ons daar lewensvreugde uit sal put, en in blye afwagting sal wag op u koms. U wat kom as die bruidegom, o Here, wil u ons asseblief genadig wees, wil u ons versterk en bedek met die Heilige Gees, en u toegerekende geregtigheid, sodat ons nie beskaamd sal staan op daardie dag, wat u kom op die wolke van die hemel nie. Ons wil gereed wees, Here, om korporatief as u bruid u te ontmoet op die wolke van die hemel. My gebed in Jesus naam. Amen.